motorfiets treurmare storie. Ek het in verlede week vir julle vertel van die motorfiets se antenna treurmare, wat ek nou nie geweet het die antenna kan platslaan nie. So het ek dus nog so 'n jaar met my motorfiets gery, en so weet ek, nog steeds gedink, maar ek weet nou seker nog alles nou, want ek weet hoe die antenna werk, nou weet ek, daar is nie nog iets wat ek moet uitvind nie. Nou sit ek in my pel, en vroulief, ons is hier saam met mense, weer lekker op 'n oggend uitstapie op ons motorfietsen, en nou kom het daar by 'n plek, en weet, dan maak jy mos nou maar jou boks oop, en jy haal nou jou piknik dingetjie uit, of jou koffie, of wat jy ook al nou ingepak het, of miskien wil jy net gou, weet, iets uit die topbox nou uithaal vir wat rede ook. En nou is ek daar by hom, hy soek daar iets in sy topbox, maar ek is om 'n rede staan ek nou by daar by hom, en hy maak sy topbox oop, en hy krap daar in die topbox, hy kry dit nie, en daar lê 'n maatjie, weet, ons sit ons nou almal ons maatjies, ons nou in daar op die vloer van die topbox, jy weet, dat hy nou mooi, die goed wat jy binne in sit, nou nie, dit krap of seer kry nie, en jy weet nou om nou mooi te bewaar, en hy lig nou die maatjie op, en ek kyk nou die storie so, en daar sien ek nou die volgende treurmare, hy lig nou die maatjie op, en ek sien daar sit 'n dekseltjie, en ek kyk nou wat hy doen, ek sê, kyk die dekseltjie, en ek wonder nou, wat se dekseltjie is dit, nou seker nou maar, waar jy olie kyk, of miskien nie, weet, battery, of iets in daai lyn, ek is nou nie gepla oor die dingetjie nie, maar hy, weet man, hy kry toe nie wat hy kry nie, en hy maak toe die dekseltjie oop. Toe hy nou die dekseltjie oopmaak, oor die treurmare van myself, te sien ek, dat die dekseltjie maak oop tot 'n boksie, waarin jy 'n klomp goed kan inpak, weet, kameras, of enigiets wat jy, weet, medisyne, of toiletpapier, enigiets van daai goed, oor genoeg plek vir 'n hele beursie man, en nog 'n paar ander goed ook. Ek kyk so vir hom, ek sê vir hom, kraai, het my motorfiets ook so 'n boksie, maar die een van daai, kyk wat hy vir my gee, as ek nou so stupid is, of so dom is, hy kyk vir my, hy sê, ja, natuurlijk het jou motorfiets so 'n boekie, kom hier, en hy maak my topbox oop, en hy trek jy mandjie weg, en hy lig hom, hier, daar is jou boksie, ook 'n motorfiets, ook 'n boksie, oor die treurmare, en weet, daar kan ek nie help om myself te lag. Maar ja, toe het ons dan toe die boksie begin benut, nadat ons nou al 3 jaar met die motorfiets gery het, dit was toe nog as van waarde, en ons het toe nog al die, soos ek nog gesê het, pleisters en pilletjies, weet, vir 'n noodgeval, daar is selfs 'n lepeltjies en sulke goed in, en selfs, weet, hierdie goed, as jy nou vis en chips gekoop het by die winkel, dan is ons altyd die soutpaadjies, en sakkies en goed, suikersakkies, dan gooi mens dit ook sommer nou daar in die boks in sy eie sakkie, dis nou mooi netjies daar, en ja, ek het selfs 'n klein bybeltjie ook daar agter in die topbokse, ek wil amper sê, kan ons dit doen, kyk, ons praat ons van 'n kar, praat ons van die glovebox, jy weet, die litsie by die passasier, ek weet ongelukkig, ek het op 'n stadium Afrikaanse woord gehoor, geken, en ek het hom eerder gebruik as die Engels een, maar my motorfietsterme praat ons mos net in Engels, daar is mos nie eintlik 'n Afrikaanse motorfietstaal nie. So het ek nou die gloveboxie benut is daarom nou wat dit dan nou nie omtrent nou besigheid, en tot vandag toe word ek nog gespot oor die boksie, wat ek eers na 3 jaar uitgevind het, dat die motorfiets dit het, nou ja.